Ek wil u nooi om u Bybel saam met my vanmôre oop te maak by 2 Petrus 3. So hier gebeur nou vandag 2 dinge. Ek moes nou hierdie week baie ernstig bid en vir die Here vra, nou watter boodskap moet ek vanoggend bring en watter boodskap moet ek vanaand bring? En ek het toe nou daarby uitgekom om die slotboodskap van ons reeks uit 2 Petrus wat ons eintlik in die aande behandel het, vanoggend te bring. Dis dan die laaste boodskap uit 2 Petrus wat ons dan vanmôre met u deel. En dan begin ons vanaand met 'n splinternuwe boek. Nou sê ek, wonder ek, wat moet ek doen? Ek wil graag die kerk vol hê vanaand. So moet ek nou vir u sê, kom hoor, wat 'n boek is dit? Of moet ek vir u sê, met wat 'n boek begin ons? So, kom ek sê vir u, ons begin vanaand, as die Here ons spaar, met Paulus se brief aan die Efesiërs. Dis 'n baie kosbare brief. En as dit nou in my vermoë is om u te motiveer, dan sal ek dit baie graag wil doen. En vir u sê, u moenie hierdie reeks mis nie. En u moet ook nie dit op YouTube volg nie, u moet hier wees. Ons moet die kerk volmaak. As dit vir u moontlik is om hier te wees, sal ek dit baie waardeer. Maar ons kom nie hiernatoe omdat ek dit waardeer nie. Ons kom hiernatoe om die Here daardeur te eer. So ons begin dan vanaand met Efesiërs. Ons lees dan saam 2 Petrus 3 van die 11de vers af. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoe danig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid sal woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin ook oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Tot daar lees ons saam uit die wonderlike, onfeilbare woord van die Here. Kom ons bid saam asseblief. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend saam met die engele in Jesaja 6 kon sing, heilig, heilig, heilig is die Here God. Dankie vir daardie gedeelte wat vir ons opgeteken is, die wonderlike visioen wat Jesaja gehad het, waarin hy u op die troon gesien het en hoe die drempelposte van die tempel gebewe het en hoe die serafs dag en nag
u heiligheid besing. En ons wil ook vanmôre ons harte voor u heiligheid buig. En terwyl Petrus in sy eerste brief ons aanmoedig en aanspoor om heilig te lewe, omdat u heilig is, en hy ook in hierdie gedeelte kom en ons aanspoor tot ywer, wil ons dan vanmôre bid, Here, dat ons sal onderwerp aan die stem en aan die inspraak en aan die impulse van die Heilige Gees in ons harte, wat ons tot ywer en tot toewyding wil en sal aanmoedig. Die Heilige Gees van God sal nooit in ons harte 'n verslapping werk nie. Hy sal nooit in ons harte vir ons kom sê dat ons nie nodig het om u volheid te dien nie. Hy sal ons altyd aanspoor om ons beste vir die Here te gee. Hy sal ons altyd aanmoedig en in ons harte werk om ons volkome en algeheel aan u oor te gee, sodat u in ons en deur ons u wonderlike werk op hierdie aarde kan doen. Ja, die Heilige Gees is die een wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na u welbehaag, soos dit u behaag. En daarom, Here, wil ons as gemeente vanmôre vir u vra, vind asseblief in ons 'n gewilligheid om te luister. Vind asseblief in ons 'n gewilligheid om ons aan u beskikbaar te stel, ons aan u oor te gee. Soos Paulus vir die Romeine sê in Romeine 12 vers 1, dat ons bereid sal wees om ons liggame as lewende, heilige en aan God welgevallige offers weg te gee. Sodat daar oor ons lewens een ding geskryf sal staan, en dit is uitverkoop aan God. Niks vir myself nie, niks vir my eie agenda nie, niks vir my eie ambisies nie, Here, maar alles op die altaar vir u. En dat u dan daardie offer van ons lewens sal aanneem as 'n offer van 'n welriekende geur aan u. 'n Geur waarmee u gelukkig en tevrede is. En soos iemand dit eendag verduidelik het, wat 'n glimlag op die gesig van die Here plaas. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan bid vir die werksaamhede van hierdie gemeente. Ons bid vir elke bediening, elke bedieningsleier en elke span wat daar iewers in 'n bediening werksaam is. En ons wil vir u so dankie sê, Here, hoe u tot nou toe in die gemeente gewerk het en hoe die bedieninge tot stand gekom het. En ons wil bid en vra, Here, dat u ons in u diens kragtig sal gebruik, sodat ons hier in Pretoria Oos 'n verskil kan maak in die lewens van soveel mense wat u nie ken nie. Ja, die gemeente, die kerk van Jesus, is die enigste liggaam wat nie bestaan om net onsself hier gelukkig te hou en op te bou nie, maar ons bestaansreg is om na buite toe uit te reik met die evangelie van Jesus, met die woord van God, op watter maniere u ook al dit vir ons moontlik maak. Here, ons wil ook bid vir ons land vanmôre. U weet van elke ding in hierdie land wat aan die gang is. U weet van al die probleme en die chaos op soveel terreine. U weet wat die afgelope week ook in hierdie kommissie van ondersoek uitgekom het.
en gebeure wat plaasvind, niks ontgaan u wakende oog nie. Wil u nie u genade oor ons as Suid-Afrikaners kom uitstort? Wil u ons nie weer naby aan u kom trek? Wil u nie 'n herlewing stuur in die kerk van Jesus, dat die kerk aan die brand sal wees vir u, sodat ons 'n kragtige effek op die ongereddes in hierdie land kan hê? Ons bid vir hulle wat verjaar, Here. Dankie dat ons hulle aan U kan opdra. Ons wil maar net nog 'n keer bid vir hulle wie se name op die gebedslys verskyn, ook Vrydagoggend, die groter lys, Here. U ken almal se behoeftes. En besonder vir Thuis en vir Moekie en vir Armand. En ook vir Doris, Here. Ons wil net nog 'n keer haar naam voor U hou en dankie sê dat ons U kan vertrou. Help U ons ook om haar te ondersteun soos dit vir haar goed sal wees, soos sy dit graag sou wil hê. En nou vra ons, Here, kom seën vir ons die verkondiging van U woord, in die wonderlike naam van ons Here Jesus bid ons dit met dank. Amen. Nou ja, ons tema vir môre, daar's nie 'n spesifieke teks van oordenking nie. As ons nou daar kyk na vers 11, hoe danig moet julle wees in geestelike, heilige wandel in godsvrug, dan is daar die woordjie ywer kom voor, en eintlik hierdie hele gedeelte is 'n oproep uit die hart van God, deur sy knegt Petrus, om ywerig vir die Here te wees. En ek dink ons weet almal wat beteken dit om ywerig te wees, nê? Om nie voete te sleep nie, om nie halfhartig die saak van die Here aan te pak nie, maar met ywer, met entoesiasme, dat ons die Here sal dien soos dit hom werklik behaag. Ek wonder, wie kan onthou hoe Paulus 1 Korintiërs 15 afsluit? Is daar iemand is daar miskien 'n jong mens of 'n kind wat vanmôre weet, hoe gaan 1 Korintiërs 15 vers 58, as ek dit nie mis het nie? Daar's 'n KitKat vir die een wat dit vir my wil lees. Ek hou dit vir ons voor. Daarom, geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Nie soms nie wanneer ons lus is nie wanneer ons so voel nie, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Nou ja, nou het ons hier in 2 Petrus 3 het ons te doen gehad met die profetiese woord. Ons het onder andere gehoor dat daar spotters gaan kom, wat gaan vra, waar is die wederkoms? Hoekom vind die wederkoms nie plaas nie? En sovoorts, en ons sien dit en ons hoor dit baie in die tyd waarin ons lewe. En ons het ook gesien dat die Here vertraag nie die belofte van sy wederkoms soos wat sommige mense dink hy doen nie, nê? Soos sommige dit vertraging ag nie. Maar wat is die rede? Hoekom talm die Here? Hoekom het hy nog nie teruggekom nie? Die woord sê, want hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dis die wil van die Here. Hy is lankmoedig, hy gee nog mense 'n kans, hy gee nog mense 'n geleentheid om by die Here Jesus uit te kom. Nou as ons dink aan die profetiese woord, met ander woorde die woord wat handel oor die eindtye en oor die wederkoms van Jesus, dan kan 'n mens amper die vraag vanmôre vra, wat is die doel van die profetiese woord? Hoekom preek ons oor die eindtye? Hoekom preek ons oor die wederkoms van Jesus? Hoekom onderrig ons mense in hierdie onderwerp?
Is dit so dat ons, om ons tot spekulasie aan te moedig, dat ons kan begin spekuleer oor die datum en oor die tyd en oor hoe dit gaan wees en presies hoe ons gaan lyk en al hierdie dinge? En ek dink almal van ons weet, nee, ons het nie die profetiese woord om ons tot spekulering aan te moedig, dat ons daaroor sal begin gis en wat ook al nie. Die doel van die profetiese woord is om ons aan te spoor om ywerig vir die Here te wees. Dis die doel van die profetiese woord. Daarom sluit die apostels altyd hulle profetiese boodskappe af. 1 Korintiërs 15, 'n hele hoofstuk oor die opstanding. Pragtige hoofstuk oor die opstanding. En dan sluit Paulus dit af, daarom geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here. Kan jy sien, dis 'n oproep om ywerig vir die Here te wees. Hier aan die einde van 2 Petrus 3, doen Petrus presies dieselfde. Hy kom roep ons op om ywerig vir die Here te wees. Nou, een van my gunsteling skrywers is Dr. Warren Wiersbe, en hy skryf in 'n boek, dit is so jammer, as mense die een of ander profetiese konferensie, of reeksdienste, een na die ander bywoon, een prediker na die ander prediker volg, baie goeie kennis aangaande die eindtye en die wederkoms boodskap opdoen, hulle notaboeke volskryf, hulle Bybels merk, hulle kaarte teken, probeer om die profetiese legkaart presies in mekaar te bou, en tog nie hulle lewens vir God leef nie. So kan jy hoor, Warren Wiersbe dit nie teen wederkomsboodskappe nie. Hy het dit daarteen dat dit net ons koppe vol kennis maak. En dat ons probeer om alles uit te pleis en alles te verstaan, maar ons lewens kom nie aan die gang vir die Here nie. Dis die probleem wat hy dan sien. Nou is dit so dat ons as Christene in verskillende kerke verskillende sieninge oor die wederkoms het. Kyk, as ek moet begin praat oor die verskillende sieninge oor die wederkoms vanmôre, dan rek ek die rede van vanoggend tot lank na middernag. En die goed het vreeslike name, nê, al die verskillende sieninge. Maar oor die een ding, glo ek moet alle kinders van die Here tog saamstem. En dit is dat die Here Jesus beloof het, hy gaan verseker weer kom. Daar's geen twyfel oor nie. En dan kan ons maar oor die minder belangrike dinge, oor kerkgrense heen, van mekaar verskil, as ons absoluut seker is en glo, die Here Jesus gaan weer terugkom, soos hy beloof het. En as 'n mens dit glo, dan kom daar in jou hart 'n ding wat ons noem 'n wederkomsverwagting. Nee, jy ontwikkel, jy bou aan 'n wederkomsverwagting. Jy verwag, met ander woorde, die Here Jesus. Jy sien uit na sy koms. Jy kan nie wag dat hy op die wolke moet terugkom, om wat ook al, né? Ek wil nou nie vanmôre, ons het 'n bepaalde standpunt hier en ons verkondig dit met oortuiging en met oorgawe, en ek is glad nie skaam vir daardie standpunt nie. Ek kan dit uit die Bybel uit, kan ek dit verdedig, glo ek. Maar die saak is dat eintlik behoort alle kinders van die Here 'n wederkomsverwagting te hê. Hoekom is daar so baie Christene oor die wêreld heen wat geen wederkomsverwagting het? Wat glad nie dink aan dat Jesus weer gaan terugkom, hoor nou mooi, en dat dit dalk nog in ons tyd kan wees. Ek hoop dit is, ek vertrou die Here, Here kom terug, ek roep soos Johannes uit, kom tog gou Here Jesus. Mag dit in ons tyd wees, nee? En dit maak dat 'n mens hierdie wonderlike verwagting het na die Here Jesus.
een ding wat die apostel Petrus nooit verloor het in sy hele lewe nie, is sy ywer. Selfs daai dae voor sy vervulling met die Heilige Gees, toe hy sulke snaakse dinge gedoen het. Nee, dit wat ons in die evangelies lees, ore afgekap het en wat nog alles. Altyd eers gepraat het, sou jy Petrus nooit ooit kon beskuldig dat hy 'n gebrek aan ywer gehad het nie. Hy was die mees ywerige mens wat ons ontmoet in die bladsye van die Bybel, van begin tot einde. Dan 2 Petrus 1, as ons net kan teruggaan na die eerste boodskappe van hierdie kort reeks oor 2 Petrus. 2 Petrus 1 vers 5, daar skryf hy, en juis daarom ook, kom ons vra net gou weer die vraag waarom, as gevolg van die kosbare geloof wat ons by die Here Jesus ontvang het, en as gevolg van al die beloftes wat ons van hom verkry het, as gevolg daarvan, moet julle met die aanwending van alle ywer by julle geloof voeg, die deeg, en by die deeg die kennis. Ek kan hy preek ongelukkig nie vanmôre weer preek nie, hy is klaar gepreek. Geloof is met ander woorde nie net 'n mondelinge belydenis. Ek is 'n Christen en daar stop dit nie. Dis 'n lewe, 'n ywerige lewe vir God. As ons dink aan 2 Petrus 1 vers 10, dan staan daar hierdie wonderlike woorde, ekskuus, ek gaan dit nou kry. Daarom, broeders, moet julle des te meer beywer. Daar is die woord weer. Nou, om jou te beywer beteken om ywerig iets te doen. Om julle roeping en julle verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. 2 Petrus 1 vers 15, en ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. So kan jy sien hoe gebruik Petrus die woord beywer en die woord ywerig. Martin Luther, die groot hervormer in die 1600s, 1500s, het 'n baie belangrike ding geskryf. Hy sê, met vrees in sy hart, daai tyd, ek is bevrees, dat universiteite poorte na die hel sal raak, tensy hulle ywerig die Heilige Skrif verklaar en verkondig, en dit in die harte van jong mense ingrafeer. Sjoe! Dis al wat 'n mens kan sê, as jy kyk wat vandag aangaan. Hy sê, ek raai niemand aan om sy kind te plaas by 'n universiteit waar die skrif nie voorop staan nie. Hoeveel universiteite is daar in die wêreld waar die skrif eens voorop was en vandag weg by die agterdeur uit. Elke instelling waar mense nie onophoudelik besig is met die woord van God nie, sal in korrupsie verval. Dit het Martin Luther geskryf, eeue gelede. En hierdie ywer waarvoor Luther gepleit het, het so te sê van die aardbol verdwyn, want die meeste universiteite op aarde het plekke geraak waar die woord van God ywerig in twyfel getrek word. Ywerig teengestaan word. Ywerig beveg word. En daarom is dit soveel belangriker vir u en vir my om ywerig te wees in ons diens van die Here hier in die gemeente. Ons gaan na 3 gedagtes kyk. In die eerste plek, wees ywerig in hoe jy vir die Here lewe. Vers 11 tot 14. En as u dalk 'n merkpennetjie het en u het die Bybel oop en u maak graag merkies in die Bybel, dan is daar een woord wat 3 maal voorkom wat ek wil hê u moet
merk, en dis die woordjie verwag. Luister mooi na die woordjie verwag. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en in godsvrug nie, dis ywer. Julle wat die koms en die dag van God verwag, hier staan dit die eerste keer, en verhaas. Ons ywer kan maak dat die Here Jesus vinniger kom. Ons kan dit verhaas. Waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt, die groot verdrukking. Dan sê vers 13, maar ons verwag, volgens sy belofte, nuwe hemele en 'n nuwe aarde, waarin geregtigheid sal woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, derde keer, beywer julle, dit moet met ywer gepaard gaan, dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. Dis baie duidelik dat ons 'n verwagting behoort te hê. 'n lewende wederkomsverwagting, dat ons vol verwagting moet uitsien na daardie gebeurtenisse in die toekoms waarvan die Here Jesus ons beloof het dat dit gaan plaasvind. Daar moet in ons harte 'n opgewondenheid wees. Die Nederlanders gebruik die woord enthousiast. Ek ben enthousiast. Hulle sal nooit sê ek is opgewonde nie. Ek ben enthousiast. Nee, hulle is, en weet jy wat is so mooi van die woord enthousiasme? Dit kom uit van twee Griekse woorde af. En, theos, in God. Dis waar die woord enthousiasme vandaan kom. Jy kry dit vanuit jou posisie in God, raak jy enthousiasties. Wys my iemand wat aan Jesus uitverkoop is, en ek wys jou 'n enthousiastiese mens. En ek sê dit sonder vrees vir teespraak. Wys my 'n onenthousiastiese mens, en ek wys jou iemand wat nie aan die Here Jesus uitverkoop is nie. Wat nie 'n verwagting het nie. Met hoeveel ywer berei ons voor vir vakansies? Jy tref jou reëlings en jy's opgewonde. Jy kan nie wag om in die kar te kom om te ry om daar by die vakansieoord of waar dit ook al is uit te kom nie. En ons weet sonder twyfel dat die wederkoms van Jesus is 'n werklikheid wat gaan plaasvind. En alles wat Petrus hier geskryf het, gaan plaasvind. Daarom vestig ons nie ons hoop op hierdie aarde en op die dinge wat op hierdie aarde gebeur nie. En ons sien dat die dinge wat op hierdie aarde plaasvind, raak net al hoe meer deur mekaar. Dit raak net al hoe erger. En die probleem in baie mense se lewens is juis die feit dat die Here Jesus talm. Ons het nou verlede week tyd spandeer om te sien hoekom talm hy. Ek het dit vanmôre ook gelees, omdat hy lankmoedig is, omdat hy nie wil hê dat sommige verlore moet gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar weet jy wat, dit kan so maklik gebeur as die Here Jesus talm, dat 'n mens se verwagting kan vervlou, en as jou verwagting vervlou, dan koel jou hart af, dan verval jy maklik in wêreldsgesindheid, dan raak jy ontrou aan die Here Jesus, jy verloor jou ywer, en jy kan ver terugval van die Here af. Soos die verlore seun. Toe ek en Annetjie in ons matriekjaar begin uitgaan het, onthou ek die volgende jaar toe ek weermag toe is, het ek geld gespaar, en toe ek genoeg geld bymekaar het, toe koop ek 'n Volkswagen Kewer vir R600 kontant. Dit was verskriklik duur. En dit was so
ligte groen as ek reg onthou, so ligte groen kewertjie. En dan vra ek haar of sy vanaand saam met my by die Chinese restaurant wil gaan uit eet. Saterdagoggend vra ek haar. En dan sê sy ja. Dan maak ek daai kar skoon, dit vat my die hele dag. Ek poleer elke dingetjie wat gepoleer kan word. Ek suig elke hoekie en elke gaatjie skoon. Ek smeer die mooiste goed op die dash laat hy moet blink. Daai aand as ek met daai kewertjie by haar huis stop, dan wil ek hê sy moet sê, "Wow. Dis die mooiste kar op die pad." Ek wou haar beïndruk. Ek het 'n verwagting gehad in my hart dat ons twee as ons vanaand uitgaan moet 'n wonderlike aand saam hê. Hoekom is ons nie besig om ons eie lewens altyd so te skoon te maak en te polish? Vergewe die Engelse woord. In verwagting van die koms van ons eiland nie. Verstaan u die punt wat Petrus baie duidelik hier vir ons maak? Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag verwag en verhaas. Hoedanig? Daai woordjie hoedanig, what manner of persons ought ye to be, sê die King James vertaling so mooi. Sê die Amplified vertaling, what kind of person ought each of you to be in the meanwhile, wagtende op die koms van die Here Jesus. Ons lewens moet uitstaan in diens van die Here. Dit moet duidelik erkenbaar wees, out of this world. Ek gaan nou 'n prentjie wys. En ek hoop nou regtig nie ek tipeer nou iemand wat in hierdie gehoor sit vanmôre nie. Ek het nou so probeer dink of ek dalk iemand ken in hierdie gehoor wat moontlik so kan aantrek. En ek weet nie van iemand nie, en as daar iemand is, dan wil ek net sê, dis niks persoonlik nie. Is dit reg? Wat ek nou gaan wys, is niks persoonlik, as u dalk so aantrek. Ons ken almal Europese toeriste hier in Suid-Afrika. Hulle staan uit soos 'n seervinger. Het u dit al gesien? Wie wil 'n KitKat hê? Wat is die mees uitstaande kenmerk van 'n Europese toerist in Suid-Afrika? Daar sê. Dis net hoe dit is. Sandale met sokkies aan. So, as jy so aantrek, gaan vir goud, is geen probleem nie. Ons gaan dit nie teen jou hou nie, nê. Die saak is, die punt wat ek daardeur wil maak is, hoedanig behoort ons nie uitgeken te word. Dis eintlik maar al wat ek die punt wat ek probeer maak. Soos wat 'n mens 'n Europese toerist kan uitken aan sy sandale en sy sokkies, so moet ons uitgeken kan word in heilige lewenswandel en in godsvrug. En ons beywer om vlekkeloos en onberispelik voor die Here te wees. Die tweede gedagte, wees ywerig deur 'n sielewenner te wees. Ek hoor so maklik dat kinders van die Here sê, nee maar, jy weet, ek is nou nie 'n evangelis nie. Jy hoef nie 'n evangelis te wees om 'n sielewenner te wees nie. Elke kind van God moet 'n sielewenner wees. Spreuke 11 vers 30 sê, die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe, en hy wat siele wen, is wys. Dis 'n wyse man of 'n wyse vrou wat siele wen. Dis wat die Bybel sê. Kan julle vir Louis Malherbe onthou, maksimum man, maksimum vrou? John, mag ek maar sê. Het julle geweet, hy het in John se kantoor tot bekering gekom? In John Jakob se kantoor? Dis wys om 'n sielewenner te wees. Dis wonderlik, dis 'n getuienis tot eer van God. Probeer nie John se beeld
polisie vanmôre nie. Maar kyk net hoe wonderlik. Ons het gesien, die Here vertraag nie die belofte nie. Hy talm, hy wag, want hy wil hê daar moet nog mense tot bekering kom. En wat sê Romeine 10? Hoe sal hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Hoe sal hulle hoor as ons nie vir hulle sê nie? Ek wil vir u sê, ek is so opgewonde oor die EE3 bediening in ons gemeente, dat dit vir my voel ek kan bars daarvan, so opgewonde is ek. Kan nie glo dat in 'n jaar en 'n half se tyd is daar by die 30 mense wat al kom inskryf het. En mag ek my begeerte vanmôre bekend maak? Dis my begeerte dat elke lidmaat van hierdie gemeente ten minste vlak 1 sal doen. Ek is 'n slinkse mannetjie hoor. Want as jy vlak 1 gedoen het, ja, die gog gaan jou gebyt. En dan wil jy aangaan, dan wil jy nie ophou nie. So noem my maar slinks, Paulus sê ons moet julle met lus vang. Maar op 'n goeie manier, nie op 'n slegte manier nie. Ons moet sielewenners in diens van die Here wees. Ja, Petrus verwys na Paulus se briewe en dis eintlik baie betekenisvol, want die kern van Paulus se briewe is altyd die saligheidsplan. As ons nou vanaand begin met Efesiërs, dan is die eerste 3 hoofstukke ons rykdom in Christus. Wat het hy vir ons gedoen? Wat beteken hy vir ons? Wat behels die saligheid wat Jesus vir ons aan die kruis bewerkstellig het? Daai eerste 3 hoofstukke van Efesiërs is kosbaar verby. Ons rykdom in Christus. En die laaste 3 hoofstukke is ons wandel in Christus. Wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, Efesiërs 4 vers 1, skus. So nou is almal entoesiasties om vanaand hier te wees. Paulus se briewe is absoluut op die evangelie ingestel. En daarom is dit so belangrik dat u en ek alles in die stryd sal werk om sielewenners te wees. Vroeg volgende jaar, begin ons met EE3 vlak 1, 2, 3 en 4. En ek wil u vra, gaan bid nou reeds of u nie wil inskryf, om ten minste vlak 1 te doen. In die laaste plek, wees ywerig om geestelik te groei. Vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in 2 dinge, in genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. U het my belofte vanmôre. Solank ek my verstand het, solank ek genoeg energie binne in my liggaam het om te kan preek, sal ek alles in die stryd werp om u so goed as moontlik uit hierdie kansel te onderrig uit die woord van God. Dis 'n belofte wat ek maak, so goed as wat ek dit moontlik kan doen met die hulp van die Heilige Gees. Dis 'n belofte wat ek maak. En u moet ook 'n voorneme maak. Ek wil kom en kom leer, ek wil groei, ek wil toeneem in genade en in kennis van my wonderlike Saligmaker en Here Jesus Christus. Daar's 'n moenie en daar's 'n moet in hierdie vers. Die moenie is moenie meegesleep word deur dwaalings nie. Moenie wegval uit julle vastigheid nie. Moenie toelaat dat jou verwagting van die Here Jesus se wederkoms enigsins vervlou nie. Maar daar's ook 'n moet. En die moet is, ons moet toeneem in kennis en in genade.
Dis vir my so mooi as Petrus in hoofstuk 3 die woord geliefdes gebruik. Hy doen dit 4 maal. In vers 1 en 2 sê hy, geliefdes, julle moet oplettend wees. In vers 8 sê hy, geliefdes, julle moenie onkundig wees nie. In vers 14 sê hy, geliefdes, julle moet ywerig wees. En in vers 17, met die moenie en die moed sê hy, julle moet versigtig wees, maar hy noem ons ook daar geliefdes. Wees op julle hoede, hou wag. So in die lig van die profetiese woord, in die lig van ons wederkomsverwagting, kom die woord vanmôre na ons toe en moedig ons aan en spoor ons aan om ywerig vir die Here te wees. Ywerig in hoe ons vir hom lewe, ywerig deur sielewenners te wees en ywerig in geestelike groei. Is u vanmôre bereid, van harte bereid om vir die Here te sê, neem my lewe, laat dit Heer, u gewy wees, meer en meer. Mag die Here ons help. Amen. Here Jesus, baie, baie dankie dat u woord so kragtig en so wonderlik is en dat 'n mens daaruit kan preek en boodskappe kan voorberei. En ag Here, help ons dat ons altyd by die woord van God sal bly. Dat hierdie kansel nooit 'n plek sal word, nou of iewers in die toekoms, waar 'n mens sy eie idees kom weergee nie. Maar dat u woord sentraal sal wees. Dat u wil aan u kudde verkondig sal word. Want dis die woord van die Here wat in staat is om ons lewens te verander. Baie dankie daarvoor, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.